Voel jy moeg vandag? Voel jy bekommerd? Voel jy dat jy nie antwoorde het oor die dag van môre, of is op soek? En soveel ouens is op soek vir 'n uitkoms, op soek na antwoord, op soek na soveel dinge in hierdie lewe, en raak frustreerd, en soveel dinge maal in jou kop, dat jy nie genoeg tyd het vir jouself nie. Jy voel dat alles is oorweldig vir jou, en dat jy wil hoop opgee, moedeloos raak. Jy voel dat jy kan dalk jouself toesluit in 'n plek en nooit hoef daaruit te kom nie. En soveel mense loop vandag in 'n plek waar hulle nie antwoorde het nie en moedeloos geraak het. En self kinders van die Here wat op soek is na God. En God wil vir jou die antwoord gee. En God wil vir jou die uitkoms gee. En tog is die belofte vir jou voorgehou deur sy woord, waar hy self aan die woord is. Nie een van die disippels nie, maar hy self is aan die woord. En hy sê die volgende, ek wil vir jou gou lees wat die skrif sê. Hy sê, vra en julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En hoeveel keer vandag is dit dat ouens vind self moeite in dit. Moeite om te gaan klop voor by die Here, om te gaan vra vir die Here, om te gaan soek na die Here. En ons, dit is moeite om stil te raak, en ek weet in hierdie gejaagde dag, dat jy voel dat jy het nie antwoorde nie, het nie uitkoms nie, is te moeg om te vra, te moeg om te wag op die Here, want hoe lank wil ek nog wag? En dan gaan hy die volgende vers, hy sê van elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is dit 'n belofte van God in sy woord vir jou om toe te nader? Dit is 'n aanmoediging dat jy in hierdie tyd waar jy hopeloos voel, moedeloos voel, soek na antwoorde, soek na uitkoms, soek na die antwoord op jou vraag wat jy het vir Here, waar jy nou? Wat wil ek nou maak? Ek weet nie wat om te doen nie, ek het U nodig. Maar weet jy wat staan op die belofte? Dan kom die volgende vers en hy sê, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra? God sê, hey, as jy as 'n vader dit nie is vir jou eie kind te doen nie, hoeveel te meer sal God vir jou ook gee, as jou vader vir jou goeie dinge wil gee. En hy sê vandag verder, hy sê, hy sê, of 'n slang, as hy vir 'n vis vra, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Jy sien, ek en jy het vandag die vrymoedigheid om te kan vra, na om te kan en sê, ek vra vandag van die Vader, vir my uitkoms, vir my deurbraak, vir wat ook al jou behoefte mag wees. Wat ook al mag die antwoord wat jy na soek. Ek sê, nader God. Here sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Met die belofte en staan op die woord. Here, U woord sê, as ek 'n vader is wat goeie gawes aan my eie kinders te gee, hoeveel te meer sal U nie goeie gawes aan my gee nie? Hoeveel te meer sal U nie vir my omsien nie? Wil U nie vir my rus kom gee nie? Wil U nie vir my uitkoms gee nie? Wil U nie vir my 'n deurbraak gee nie? Want tog, Here, U woord sê, want God sê, hy sê mensekind wat iets sê en dit nie doen nie. En hy het dit gesê, en het vir ons dit nagelaat, is vir my om te glo dat hy dit wel sal doen, en in wagting te wees, in sy rus te gaan, en te vertrou dat hy die oplossing vir my sal gee, die rus sal gee, en dat hy vir my die antwoord sal gee op dit wat ek voorwag. En daarom sê die woord van die Here vir my, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dit moet 'n noodsaaklikheid wees om te wag op God. Dit moet 'n noodsaaklikheid wees om
'n uitkyk te hê na God, wanneer hy vir my die uitkoms gaan gee, die deurbraak gaan gee, en dit is voorhande vandag wat God vir my wil doen, en ek en jy vandag kan net staan op die belofte van God se woord. Dan kom ek vir jou aanmoedig, kom staan op die woord van die Here, vat hierdie woord, en as jy moeg voel, as jy voel jy het nie 'n uitkoms, as jy voel jy het nie 'n antwoord op jou deurbraak nie, gee God 'n kans. Gaan in sy rus in. Gaan rus by hom. En vat net hierdie woord. Gaan lees dit. Gaan bepeins dit. Gaan ondersoek dit. En vertrou God vir die antwoord op die gebed wat jy vir hom vra. Hy sê, julle het nie, want julle vra nie. En baie keer het ons nie, want ons vra nie, ons het nie vrymoedigheid nie. En ek wil vandag vir jou sê, neem vrymoedigheid, swakkel af, en sê, Here, kom, maak my net weer vol. Maak my vol van U, dat ek in daai encounter te kan hê met U. Want die wat op die Here wag, kan jy op God wag? Ek praat nie van wanneer jy dink om op te staan, ek praat van wag, in sy teenwoordigheid, met 'n worship in die agtergrond. Jy sê niksie, en jy raak net stil, en raak stil in sy teenwoordigheid, en sê, Here, kom bedien my. En ek wil hierdie skrif vat, Here. Jy het gesê, Here, vra, en vir julle sal gegee word. Jy het gesê, soek, en julle sal kry. Jy klop, en vir julle sal oopgemaak word. En Here, ek wil vandag vir U vra. Ek is op soek na 'n antwoord. Ek is op soek na 'n deurbraak. Ek is op soek, Here. Ek weet, Here, as ek gaan klop, gaan U antwoord. Gaan ek nie teleurgesteld wees nie. Kan jy dit vandag doen? Om jou af te skakel. Iewers in die week, gaan skakel af en vat hierdie woord, kommunikeer met God en vertrou hom. Maar dis my gedagte vandag vir jou, dat jy hierdie woord sal vat en dit gaan toepas. Net 'n hoorder wees, jy gaan pas dit toe. En ek wil vir jou waarborg, jy gaan anders daar uitkom as wat jy ingegaan het. Maar dit moet daai diepe, intens wees van ek wag op die Here. En dit wat U gesê het, sal ek ontvang. Dit sal vir my gebeur. En ek eer U daarvoor. Maar mag jy 'n blessed dag hê. Mag jy in hierdie dag gevul word met sy woord, gevul word met sy liefde. En van my kant af, be blessed, wees geseën.